Here, ek wil bid vanaand dat, Here, u gees so uitgestort sal wees oor elke liewe een hier vanaand. Dat elkeen sal beweeg, dat elkeen sal skuif. Here, as ons weet hoeveel dimensies daar is in die hemelruim, die geesteswêrelde. Here, aanbid ons vanaand, Here, skuif ons, Here, skuif ons nader aan u. U sê dit so mooi in Openbaring, Here, dat ons moet wees daar waar u is. Here, ek bid dit vanaand, dat ons harte sal geroer word, dat ons lewens verander sal word, dat ons gedagtes gerig sal word, dat ons lewens, Here, op hierdie pad, Here, sal loop, dat ons sal loop en nie moeg word nie, dat u ons sal versterk, Here, en u langs die pad, Here, soos 'n goeie vriend, ons Vader, ons Redder, ons sal aanmoedig en bekragtig in alles wat ons moet doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem terwyl ons so sing in hierdie woorde van hierdie lied. Wil ek jou herinner, oor so 3 weke is dit Paasnaweek en dis seker die grootste gebeurtenis in ons kerkgeskiedenis van die kruisiging en die opstanding. En terwyl ek so vanaand ook praat met my en herinner dit my dat julle sal vanaand hoor dat hy kom uit 'n Hindoe as 'n jong seun en ek dink daar by die in die Hindoe geloof is daar by die 3000 soorte offers wat jy moet offer, plus 3000 plus. En as jy dink aan wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, dat hy 1 keer gesterf het, dat daar geen hoenderbloed hoef te wees nie, geen varkbloed hoef te wees, geen ander lam, dat hy eens en vir altyd vir ons gesterf het. En jy gaan dit hoor vanaand. En ons is so dankbaar om my en vanaand hier by ons te hê. Hy's 'n wêreldspreker, hy bly op die oomblik in Australië, hy is nou al vir 7 jaar daar. Hy's 'n motiveringsspreker, skrywer, sy boeke is daar agter, hy gaan nou vir jou ietsie meer daaroor sê. Maar dit is so lekker, mense, as jy mense ontmoet en jy het 'n verhouding, jy hoor, daar kom hy uit sy binneste uit 'n liefde vir Jesus Christus. Dan brand my hart somme en ek weet jy gaan geïnspireerd wees vanaand om te luister na sy getuienis. Onthou, hy het so 'n bietjie Indiër bloed nog in hom, hy's Engels. Hy gaan probeer Afrikaans praat, weet, maar is die mooiste ding as 'n Engels ou probeer Afrikaans praat. Dit klink mooi, maar jy kan nie hoor wat hy sê eintlik nie, maar jy sal vanaand, jy sal hoor. Ek bid dat jy sal hoor. Maar so welkom my en thank you for being here. We love you. You can feel the people are excited and we're so excited to hear you. Voordat ons kom ons gee hom 'n lekker hande klap. En kom ons kyk net gou na so 'n kort videoetjie van my en voordat hy opkom. Gooi vir ons daai video gou. Thanks man. Ek het gevra van Johan, waar kan ek speel? En Johan het gesê, met so groot 'n bek, jy moet 'n skramskakel wees. So ek vra vir Johan, watter nommer gee jy my? Jy sê nommer 9. En ek sê nee, ek kan nie nommer 9 gebruik. En Johan sê, maar dis die nommer van die skramskakel. Ek sê nee, ek is 'n Indiërol. Gee vir my nommer 899. Jy weet 899. Ons moet 'n discount gee. Jy weet, ek moet 'n discount vat. Ek gaan na die leeu's. Wat moet ek vir hulle sê? Jy weet waar hulle is. Hulle is in slegte tye. En ek sê vir die Here, wat moet ek sê? En die Here gee vir my hierdie 3 woorde. Van ons grootste verwerping. Hy gee vir ons grootste rigting. En dan ons is voorberei vir die opstanding. In Engels, rejection, direction, resurrection. En hierdie oggend is Johan Ackerman hier, die afrigter van die leeu's. Johan is gereed. En Johan is hier ook net om te getuig en vir julle te sê wat 'n goeie ou ek is. Johan, die geld is in jou bankrekening. Ja. Is dit 899? Ja, 899. Ek dink ons kan sien wat maak Pretoria aan hom. Hy praat al Afrikaans vlot. So 'n paar maande terug moes ek alles vertaal. Dit was 'n groot teleurstelling laas jaar toe die besluit gemaak is dat ons uit Super Rugby uit is en ek dink dit is waaroor die lewe gaan en presies wat hy probeer vertel het in sy getuienis dat daar gaan teleurstellings wees waar 'n naaste of 'n familielid of 'n persoon na in jou gaan seermaak. Daar gaan woede wees en ek glo dit is al die emosies wat ons by die leeu's beleef het toe die uitslag gemaak is, die manier wat dit gemaak is ensovoorts, was daai woede daar, daai teleurstelling, daai seer. Maar ek dink die boodskap wat my in vroeg in die jaar
kom gee het, want ek het vir hom gesê, my hart is dat ons meer is as net 'n unie wat rugby speel. My hart is dat die spelers en dat ons as bestuur wil lewe vir die Here. En laat ons, en ek dink die boodskap wat hy heeltyd gegee het, is dat ons daai teleurstelling vat en dat ons weet saam met die Here sal daar 'n opstanding kom en sal ons weer opstaan en dit is waarop ons hele 6 maande se opbou na daai uitspele gebou het. Mayan het ingekom met die onderwerp of met die beskrywing van You Can. Verlede jaar Desember het hy ingekom. En dit was een van ons groot motiverings, is dat You Can. So dit was vir ons wonderlik om Mayan daar te hê en elke naweek of elke week as hy kom, is regtig vir ons 'n inspirasie van hoe hy hierdie woord van God vat en dit in ons rugby omgewing regtig net van toepassing maak en 'n motivering maak van al die gelykenisse in die Bybel, soos veral die een wat hy nou genoem het van Josef. My kinders is baie opgewonde om jou te ontmoet. Het hulle jou ontmoet? Hulle het so vinnig bygehard. Oh, wow. Hulle het so vinnig Hulle het bygehard. vir my gevra, Daddy, is die leeuman daar ook? I mean, in the first meeting with Mayan, we knew as a team, this is something special, it's something different. Mayan got a team that was down and out, start believing in themselves again, believing that they becoming the best, winning the promotion relegation. I mean, and now the Lions are one of the leading teams in Super Rugby. I mean, it all started back then with the great work Mayan did. Yay. Goeienaand, is 'n bietjie van die water asseblief. Sien my, ek sal 'n bietjie Afrikaans met julle gesels, as my Indiër Afrikaans en all in all. Nou, toe pastoor het gesê ek kan probeer. En hy sê om te probeer is die beste geweer, né? Ja. Maar geen gewere in die kerk asseblief, 4 wapens beter kan. En vanaand is 'n spesiale boodskap, omdat dit is nie die gewone boodskap wat ek gee toe by 'n kerk gaan. Jy sal sien en sal hoor van wat ek sal bietjie praat oor. Maar mense wie my vir die eerste keer ontmoet, ek begin altyd om te sê dat as jy Indiër in Suid-Afrika is, mense noem vir jou nie dat jy 'n volle swart mens is. Hulle sê jy is halve swart, you are half black. Maar omdat ek het in New Zealand gebly vir 14 jaar, ek is nou all black. So die Here het die reis in my lewe voltooi. En vanaand is ook 'n kans om nie om julle te oortuig nie, maar net om te getuig. Maar voor ek begin met my getuienis, ek dink geliefde broers en susters, ons is as 'n inleiding vir my boodskap, wil ek dit op julle harte druk, dat die tye waar ons leef nou, is erge tye. Erge tye vir mense wie nie in Christus is nie. Maar as jy in Christus is, dis die T's en C's, as jy in Christus is, dan ons moenie bekommerd wees nie. En meer as die fisiese oorlog, wat gaan aan nou, jy weet wat gaan aan, meer as die fisiese oorlog wat ons sien is plaasvind in die wêreld nou daar, ons heel eerste oorlog is in die gees. En 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê vir ons veg nie met die fisiese wapens nie. Ons wapens is kragtig in die Here. Die woord van God eerstens, gebed. Dis ons wapens. En ons weet, Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons stryd is nie teen bloed en vlees nie. Ons geveg, ons oorlog is teen die demone, die geestelike demone, wie is rond ons. Maar ons moenie bang wees nie. My gunsteling Afrikaanse liedjie, ek het die onderhoud gedoen met Richard Vrydag by Heartbeat. En ek het vergeet om te sê, maar die onderhoud het nie gesit. Het jy dit altyd gesit? Ja, so dis nou beskikbaar, dis op YouTube. Ja, maar ek het vergeet om te vra toe ek by die radiostasie was. Meeste van die tye toe ek by die radiostasie gaan en ek vra dat asseblief kan julle afsluit met my gunsteling liedjie. My gunsteling liedjie
is ek sal nie bang wees nie met Joe Niemann. So asseblief, kan jy dit die volgende keer jy is daar sê hey, jy weet wat Mayan het vergeet om te vra, maar hierdie liggie is vir Mayan om te speel. En dis Mayan se boodskap. Dat ons kan 'n onbekende toekoms in die hande van 'n bekende God vertrou. Ek kyk rond en ek sien dat spesiale mense hier met wie ek het 'n lang pad saam gestap met. Koos is daar. My pel, ek het hom eerstens ontmoet by Sanlam. Hy is nou afgetree. Maar dit is goed om jou weer te sien. En ek was 'n gasspreker vir Sanlam en Koos het my genooi. Ek dink dit was die eerste keer. Ek was in George. So dankie. As julle klagtes het, gaan na hom en blameer hom. Hy het my hier gebring. En daai tyd ek dink daar was geen Bunny Charles in George. Is daar nou 'n Bunny Charles winkel? Nee meer nie. Okay, maar ons Indiërs kom. Jy weet in Amerika, hulle sê the Indians are coming. Be careful, the Indians are coming. So julle moet gewaarsku word. Die Indiërs ons is hier. Maar enige Christen wat vandag leef, weet dat ons in 'n krisis in die gesig staar. Ons is in 'n krisis. En daardie krisis is moreel, kultuur en ideologies. Maar meer as dit, in sy kern is die fundamentele krisis. En die fundamentele krisis is teologies. Dis teologies. Omdat mense het God vergeet. Dis wat het gebeur. En dis die probleem. Nou daar. Nietzsche het gesê, God is dead. En dis waar dit begin met, om God uit te haal. Ek is onderwyser, ek gee klas, ek het my kwalifikasies gedoen in New Zealand, ek gee klas ook in Australië, ek is 'n pastoor daar ook, en ek sien wat gebeur in die skole. Morele waardes is weg. In Australië, dis afwesig. Daar is soveel disrespect, daar is geen dissipline nie. En dis ook nie om bang te wees nie, maar om te weet, prys die Here. 2 Timoteus hoofstuk 3, ons ervaar dit nou. Ons ervaar dit nou. Boostye, het Paulus gesê, sal plaasvind wees. En nou is ons in daai tye. En ons moet die Here lof en eer, omdat die tyd, wanneer die Here terugkom, is naby. En ons sê, Maranatha, kom Here, kom. En ek kyk rond en daar is 'n nuwe vriend wat ek het, en hy is hier, Gert Eis, steek jou hand op asseblief, goeie pel. As julle wil blameer wie ek hier is vir hierdie naweek, dis sy skuld. Hy het my genooi Vrydagoggend. Ek was by die mannebediening daar in die Bossa, nie kerk nie, Bossa restaurant. So manne, as jy beskikbaar is Vrydagoggend, elke Vrydagoggend Gert, 6:00. Ja, julle boere mense is wakker so vroeg man. Jy. Daar is plekke waar ek gaan, hulle is wakker, hulle begin 5:30, jy was by 6:00. En omdat ek die gasspreker was, moet ek daar wees 5:30. Ja. So ek sien net, Dinsdag ek vlug terug Perto om my gesin te kan bring. Omdat ons kom terug permanent in Suid-Afrika van April maand af. En ons was weg vir 7 jaar en ons kom terug. En my familie en vriende, wie oorsee is, hulle sê van, jy is mal man, om jou familie hier terug te bring. Weet jy hoe onveilig Suid-Afrika is? Ek sê, ja. Wees my waar die veiligste land in die wêreld is. Australië, daar was soveel skiet wat het gebeur, Desember, New Zealand, probleme, VSA, probleme, die UK, ons sal nie praat oor die UK nie. So ek wil vir die vraag, kan jy vir my sê, waar is die veiligste plek in die wêreld te wees? In die senter van God se wil. Om te wees waar God sê jy moet wees. Nou, ek dink ek het die manne geskok Vrydagoggend toe ek vir hulle gesê, en miskien sal julle ook verbaas geskok wees van wat ek wil vir julle nou sê. Ons almal sal sterf. Is dit 'n geheim? Ons almal sal sterf. Dis hoe dit is. Maar die belangrikste vraag is, hoe sal ons sterf? In Christus of buite Christus?
Omdat as ons in Christus is, dan is alles reg. Omdat miskien ons sal ons oë toemaak hier, maar ons sal ons oë oopmaak in die hemel. Nou, ek het 'n reeks gedoen in die kerk in Perth toe ek daar gepreek het. Nou, ek doen 'n baie vinnige vertaling in my kop nou, van Engels tot Afrikaans. Maar dit sê, as jy gebore 1 keer is, dan sal jy sterf 2 keer. As jy gebore 2 keer is, dan sal jy sterf net 1 keer. Ek sal vir jou dit in Engels sê, en sê vir my as ek dit korrek gedoen. Born once, die twice. Born once, die twice. So born once, die twice. Born twice, die once. En dis wat ons moet weet. En wat praat ek van? As jy gebore net 1 keer in die fisies is, dan sal jy 2 keer sterf. Fisies en dan geestelik. Om van God se teenwoordigheid weg te wees, is dit ook 'n dood. Maar as jy gebore 2 keer is, eerstens fisies, en die tweede keer to be born again, om gebore van die hemel, dan jy sal sterf net 1 keer. En dis wat ek wil vir julle aanmoedig. As jy nie Jesus Christus aanvaar nie, in jou hart nie, dan ek sê vir jou, daar is 'n keuse om dit te doen. Omdat as jy dit doen, dan die Here sê vir ons, dat ons sal in die ewigheid bly, lewe. Johannes 3:16, dis die vers wat ek sal 'n bietjie meer verduidelik oor, omdat dis deel van my getuienis. So ons is in 'n geestelike stryd. Agter die verwoesting wat ons rondom ons sien, is daar onsigbare magte, wat daarop uit is om enige lig wat dreig om dit te ontbloot, te vernietig. Dis hoe dit is. Die doel van my boodskap is om ons te help besef dat die kerk en Christene eerstens en bovenal moet voorgaan om die lig van die evangelie te laat skyn. En ons moenie bang wees nie, omdat die lig van die evangelie, niemand kan dit stop nie. Niemand kan dit eindig nie. Omdat dis wat die woord van God sê vir ons. Johannes 1 vers 5. Johannes 1 vers 5. In Engels dit sê, the light shines in the darkness, and the darkness does not extinguish it. In Afrikaans, Johannes 1 vers 5, daar sê, Afrikaanse Bybel, 83. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die duisternis kan nie daai lig uitdoof nie. En dis wat ons moet weet. Ons moet daai confidence hê om te weet dat God is in beheer. Niemand kan daai lig uitdoof nie. En vanaand, ek moet vir julle herinner. Dit is hoe ons as Christene die krisis hanteer. Ons is nie bang nie, omdat ons weet dat as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis die ding, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand, niks kan dit stop nie. Maar die ding is dat reg deur die geskiedenis is Christene geroep om Christus getrou te verteenwoordig te middel van 'n heidense kultuur. A pagan culture. Dis wat ons het nou. As jy nie in God is nie, as jy nie in Christendom is nie, dan jy dien 'n pagan, 'n heidense kultuur. En dis wat ons sien nou wat gebeur. Nie net in Suid-Afrika nie, maar oral, al rond die wêreld. Dis wat ons sien. Maar nou daar is dit meer, ons sien dit meer. Omdat die duiwel nou, hy weet dat sy tyd is op. Hy weet dat Jesus kom. So dis hoekom hy is aan die brand. Hy wou sy goed te doen. Maar ons moet weet dat God is meer sterkte as hom. So laat ons dan nie moeg word om goed te doen. Laat ons nie moeg word om God te doen nie. Galasiërs 6 vers 9. Een van my gunsteling verse. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou, net om dit sin te maak vir my getuienis, wanneer ek sê dat die evangelie die enigste lig is wat die duisternis kan verduif,
verdryf. Praat ek uit ervaring, my eie ervaring. En dis wat ek vanaand sal uitdeel. Ek onthou die oomblik toe die skubbe van my oë afgeval het en ek die Hindoe tradisies van my voorvaders moes laat vaar om die lewende God te ontmoet. Dit was die begin van my eie oorwinning. En dis my getuienis. En dis wat 'n getuienis is. Dis ons eie oorwinning. Openbare 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin, dis die duiwel, deur eerstens die bloed van die lam en tweede die getuienis. Hulle getuienis. Die woord van hulle getuienis. En dis hoekom ons getuienis is so belangrik. Omdat dis gee vir mense daai aanmoediging om te weet, dis hoe ons dit oorwin het. So dit was die begin van my eie oorwinning in hierdie teologiese krisis. So mense wie my nie voor eerstens gehoor, jy sal sien my eerste slide. Dit praat van 'n bietjie van my reis en wat het gebeur. Maar ek wil 'n bietjie meer sin maak oor wat het gebeur in my lewe. En net om te sê 'n bietjie praktiese advies te gee om hoe my nuwe geloof, Christendom het van toepassing gemaak in my lewe. Julle weet dat ek was in besigheid, ek was 'n makelaar met Sanlam en ek het my eie besigheid gehad, dinge het goed gegaan in die besigheid, huis op die strand en mense wie vir my werk en mense sê as dinge so goed was, hoekom het jy na New Zealand gegaan om te emigreer? En ek sê maklik, ek was aangekom met 'n vuurwapen en ek sê vir die mense moenie bekommerd wees nie kinders, ek het oorlief, so moenie bekommerd wees nie. Maar die ding is dat vanuit daai verwerping, die Here het vir my 'n rigting gegee. En vanuit daai rigting was ek voorberei vir die opstanding. En die plan was om na New Zealand te gaan en daarof die besigheid te koop en daarof van die rente te leef. 'n Goeie plan, maar net een klein probleem. Die mense wie die besigheid gekoop het my nie betaal nie. En ek is nou in New Zealand met my vrou en ons 8 maande oud dogter, geen geld nie. En nog 'n verwerping. Maar die ding is dat jy sien, mense dink dat as jy deur slegte tye gaan, as jy deur moeilike tye gaan, dat God is kwaad met jou, of jy het iets fout gedoen. Maar dis karma, dis wat karma sê, en karma is een van die fundamente van Hindoeïsme. En wat sê karma? Karma sê, as jy goeie dinge doen, kry jy goeie dinge. As jy slegte dinge doen, dan kry jy slegte dinge. Maar dis nie die waarheid van die lewe nie. Omdat die waarheid van die lewe sê dat slegte dinge gebeur met goeie mense, dis hoe dit is. Daai ou wie was gebore blind. Hulle vra vir hom, wie het die sonde gedoen? Jouself of jou ouers? En Jesus antwoord en sê, niemand nie. Hy is gebore blind sodat my glory kan deur hom skyn. En dis die krag van 'n getuienis. Toe jy deur daai toets gaan, wat in Engels ons sê testimony. Yes, since you get the test and then the money. Ja, maar dis die Engels in my, die Indiër in my. Ja. Maar om die money te kry, jy moet deur die test gaan. En my boeke is al deur die test. Al praat van die test wat ek het deur gegaan. So eerstens die toets en dan kry ons daai testimony. En ek is nou in New Zealand. My eerste werk in New Zealand is in Burger King. Ek is nie die direkteur of die bestuurder nie. Ek moet hier onder begin. Vloere skoonmaak, toilette skoonmaak, voor ek die burgers gemaak het en my hande gewas. En vanuit daai verwerping, en ek gee die Here my 'n rigting. En jy sien nou, ook deel van Hindoeïsme is daai gedagtes dat jy moet groot geld hê. As jy groot geld hê, dan is dit goed. Dit is 'n teken van God se seëninge in jou lewe. En nou het ek geen geld nou. Ek het alles verloor. Ek is in New Zealand en my eerste werk is in Burger King. En ek sê, Here, hoe kan ek U verder dien? In Suid-Afrika het ek soveel geld, ek kon 'n cheque skryf, hierdie bediening sien, daai kerk sien, maar nou het ek geen geld nie, Here. Hoe kan ek U verder dien? En dis toe ek 'n snotklap van die Here kry. Ek sê, man, dis die probleem met mense. Hulle dink om my te dien, ek nodig hulle geld. Dis die heidense kultuur. Dis die pagan kultuur wat sê jy nodig geld om God te dien. Maar dis nie vanuit die Bybel nie. Sê vir mense, ek nodig nie hulle geld nie, ek nodig hulle harte. As God jou hart het, dan het jy alles. Kan julle net 'n bietjie wag vir my? Ek sal vir jou sê wanneer om die volgende slide te wys. En daai woorde was die begin van wat ek noem my belangrikste boek, Saad of Vrot. Jy kan dit wys, nee. Saad of Vrot. Maar dit net wag, ek sal sê volgende.
Ek weet jy wou aandete eet, jy wou huis toe gaan, maar wie in Afrikaans sê stadig oor die klippe, right? Just En die rede ook om ek sê hierdie is my belangrikste boek is omdat dit praat van 'n onderwerp wat so belangrik is. Omdat geld beklemtoon wat in jou hart regtig is. Hoe jy jou geld spandeer, sê vir mense wie jy regtig is. Daar is 2084 verse wat praat oor finansies. 16:38 gelykenisse van Jesus praat oor finansies. So dis hoekom ek sê dit is so belangrik. En ook jy moet weet, wat sê die Bybel oor finansies en wat die wêreld sê en al daai heidense kulture. Omdat om ons God te dien, hy nodig nie jou geld nie. Hy nodig jou hart. Omdat toe die Here jou hart het, dan het hy alles. Wat was Dawid genoem? 'n Man na God se beersien, dit is die Indiese Bybel. Maar Dawid was genoem 'n man na God se hart. Omdat toe die Here jou hart het, dan het hy jou alles. Jy nodig nie om mense vir jou te sê jy moet geld gee vir die bediening of vir die kerk, omdat jy weet dis wat ons moet doen. En vir my, ek moet hierdie lesse leer, nie toe ek op die berg was, maar toe ek in die vallei was. En vanuit daai lesse, ek maak 'n baie lang story kort. Ek twee dinge ek het gehad toe ek na New Zealand gegaan het. Rugby en Afrikaans. Ek was groot geword in Durban. Vir ons rugby was die sport van die onderdrukker, Afrikaans die taal van die onderdrukker. En van al die lande in die wêreld, die Here stuur my na New Zealand, waar hulle godsdienst is rugby. En ek begin nou vanuit daai verwerping, toe ek my besigheid verloor het, die rigting was om 'n onderwyser te wees. En ek begin 'n kursus om 'n onderwyser te wees, en die begin van 2001, daar was 'n studentkamp. En ek gaan by daai studentkamp. En die dosent vra vir ons om 'n groete te bring in ons moedertaal. En ek sê, hey broer, ek praat nie enige Indiërtaal nie. Hy sê, maar ek weet jy praat Afrikaans. I'm like, ai. Ek sê, maar Afrikaans is 'n taal van boosheid, man. Hy los nie daar nie, gaan en hy vat die Bybel en hy lees uit die Bybel wat sê, Filippense 2, vers 10 en 11. Elke knie sal buig en elke tong getuig dat Jesus Christus is ons Here. En dan hy vra my, hoe kan jy sê dat is boos in die taal? En dis wat die Bybel sê. Onmiddellik, die skille, die oogklappe wat oor my hart en my gedagtes was gebreken. En vir die eerste keer in my lewe in New Zealand, ek praat Afrikaans met vrede en vreugde. En dis die krag van die evangelie. Dis die krag van die woord van God. Dat die woord van God is ons spieël. Dis wat dit sê, Jakobus 1, vers 23 tot 25. Dit sê, die woord is 'n spieël, ons kyk in dit en dit wys vir ons wie ons regtig is. Al die slegte dinge wat ons in hart is. Jeremia het gesê, Jeremia 17, the heart is deceitfully wicked. Who can know it? Net die Here. En dis hoe dit is. So ons moet besluit, wie ondersteun ons? Die God van die Bybel of die God van die wêreld? Omdat die God van die wêreld sal vir ons sê om dinge te doen wat nie in lyn is met die woord van God. Ek het vir Rian gesê dat een van my grootste bakleie in Australië is nie met die ongelowiges nie net met die gelowiges, maar met my ouderlinge. Omdat ek moet vir hulle vra, watter Jesus dien julle? Omdat die Jesus julle dien is nie vanuit die Bybel nie. Julle dien julle eie Jesus. En ons praat van afgode. En toe ek 'n Hindoe was, ons het baie afgode. Ons bid vir hierdie afgod, daai afgod, daai. Jy weet jy hoeveel afgode was daar in Hindoesme? 3.3 miljoen afgode. So, as ek praat van afgode, ek weet van wat dit bedoel. Nou, julle sit daar en sê, maar man, ek is okay, ek was nie 'n Hindoe nie, ek het geen afgode in my lewe. Ek het nie my knie gebuig vir 'n afgod. Ja. Wat van jou werk? Is jou werk 'n afgod? Wat van jou familie? Wat van jou sport? 'n Afgod is enige iets wat in plek van God is. Enige iets wat vat jou tyd weg van jou tyd met God. Dis wat dit is. En vir my was my besigheid ook 'n afgod. Omdat ek maak verskonings om nie in die woord te wees nie. Ek maak verskonings om nie in die kerk te wees nie. Ek maak verskonings nie om te bid nie. En dit was my afgod. En dit wat die Here moet doen. Hy moet dit wegvat van my. Net soos Isaac in die Bybel, toe Abraham vir eerste sien en die Here sê vir hom, sit hom op die altaar. En dis wat ons moet doen. Ons moet die Here 100% dien. En vanuit daai verwerping, die rigting was om, nou jy sê vir my, toe ek dit gehoor het, Filippense 2 vers 10 en 11,
En ek doen daai groete in Afrikaans met vrede en vreugde in my hart. In daai kamp, wat 'n sport speel die seuns in daai kamp in Auckland, New Zealand? Vir die eerste keer ek gooi 'n rugbybal. En was dit toevallig? Intussen 'n jaar, die Here bring All Blacks op my pad. En nie enige All Blacks nie, maar All Black, wedergebore All Blacks. Inga the Winger Tuigamala, Michael Jones, Ronnie Clark. En ek het Inga se boek geskryf, sy autobiografie. Na Engeland gegaan, onderhoude gedoen met Johnny Wilkinson, Jason Robinson, Rob Andrew. Hierdie Indiër lei die glad nie van rugby gehou nie. Maar dis wat dit is. As jy besluit om die Here te dien en jou alles vir hom te gee, hy sal jou plekke neem. Die Here sal vir ons plekke neem. Maar ons moet gehoorsaam wees. Vanuit ons grootste verwerping kan die Here vir ons grootste rigting gee. Maar as ons gehoorsaam is om daai rigting te volg, dan kan ons voorberei wees vir die opstanding. Gehoorsaam. Om gehoorsaam te wees. Dis belangrik. As ek nie gehoorsaam was nie, om daai rigting van die Here te volg, kon ek my roeping mis. En my roeping was Afrikaans en rugby. Omdat ek kon dit mis, en miskien so mense nie meer herken as die Indiër boertjie wie betrokke in rugby is. Dis wat ek is nou beroemd vir. En ek kom terug in Suid-Afrika ook. Nie 'n aansoek gedoen vir die werk by die Leeu's nie. Ek het gepreek by Johan Ackerman se kerk, en hy het my genooi in November 2011 om hulle te help. En ek gaan by die Leeu's, ek kan sien die volgende slide. En hulle is in 'n plek van verwerping. Hulle is uit van Super Rugby. Onsekerheid, teleurgestellende tye, moeilikheid. Ek gaan by hulle en ek sê, ek ken daai plek waar julle is. Julle Afrikaanse mense noem dit Tomatiestraat. En hulle weet nie wat ek bedoel nie, en ek lag hard, en ek sê, die Indiër moet vir julle Afrikaans leer. Omdat ek het geleer, dat toe mense in die moeilikheid is, sê, het in Tomatiestraat beland. En ek sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie, wag daar in Tomatiestraat, ek sal julle kom haal en 'n paar tomaties huis te vat om curry te maak, alright? Moenie bekommerd wees nie. En dis alles wat ek by die Leeu's gedoen het. En JC Jansen van Rensburg, julle het hom gehoor in die video, hy skryf die voorwoord, en hy praat van wat ek by die Leeu's gedoen het, en wat het gebeur met hulle. En die les was, moenie touw opgooi nie, of is dit opgooi? Moenie touw opgooi. As jy wil opgooi, gaan badkamer toe, asseblief. En ek deel uit met die Leeu's my getuienis, hoe ek het gesukkel oor my identiteit. Wie was ek? Was ek 'n Indiër? Ek kon nie sê ek was 'n Indiër, omdat ek het nie enige van die Indiër tale gepraat nie. Maar kon ek sê ek was Suid-Afrikaner, omdat die wet van die land, toe ek jong was, het my nie herken as 'n gewone burger van die land nie. So wie was ek? Ek het gesukkel. En dis een van die grootste probleme wat almal het, om hulle identiteit uit te vind. En dis die vraag, wie is ek? En daai vraag was net geantwoord word toe ek Jesus Christus in my hart genooi. Toe ek tot bekering gekom het. En toe ek daai burgers gemaak het, ek het 'n praatjie gedoen by 'n Afrikaanse gemeente in Auckland 2020. En ek deel uit my getuienis en ek sê, toe ek die burgers gemaak het ek uitgevind dat my burgerskap in die hemel was. En ek draai hom onmiddellik na die dominee, ek sê, dominee, ek het die titel vir my volgende Afrikaans boek, van burgers maak tot burgerskap. Die soek na identiteit. Jy kan sien, die voorblad is in die volgende slide, en ek het 'n mooi prentjie, 'n mooi foto van 'n bunny chow daar, en ek sê, hierdie is die regte karikap. En meeste van my getuienis is in hierdie boek. En dit praat van hoe 'n Indiër wie glad nie van rugby gehou nie en Afrikaans gehou nie, is nou beroemd as die Indiër boertjie wie betrokke in rugby is. Met die All Blacks gewerk het, met die Springbok spelers gewerk het. Hoe is dit moontlik? Dis net die guns van die Here. En ek praat van en ek sê hier, jou identiteit is nie in jou plek van jou geboortenis nie in jou bankrekening nie in jou kar, jou huis, jou godsdiens, jou identiteit is in die Here. En ek sien dit meer, omdat ek gee klas in Australië. En ek sien wat gaan aan daar. Die kinders sukkel. Daar was een keer, ek gaan by 'n klas en daar's 'n cat litterbox langs die onderwysers se tafel. En ek sê, hoekom is hierdie hier? Is daar 'n kat hier? En die adjunkhoof kom en sê, haha, nee,
dis vir Katrina. Ek sê, dis die naam van die kat. Sy sê, nee, dis een van die studente. Sy is 'n furry. Sy identifiseer soos 'n kat. Sy weet nie wie sy is nie. En jy dink jy het probleme in as 'n onderwysers hier? Nee, onderwysers nie. As jy dink dat jy het probleme, nooi my vir jou skool môreoggend, ek is beskikbaar 10 minute. Ek vlieg uit 3 uur, maar ek het 10 minute om met jou personeel te deel. Speak to my agent daar, Ger, jy sit langs Ger. En dis wat ek sê. Mense weet nie wie hulle is nie. If you don't know who you are, someone's going to tell you who you're not. Wees yourself. Be yourself. Everyone else is taken. Maar dis wat die duiwel doen. Hy maak dit so dat jy dink jy moet iemand anders wees. Dis wat sosiale media doen. Dis wat al die pla wat kom van die advertensies en die bemarking. Dit sê dat jy is nie goed genoeg nie. En vir my op daai oomblik, voor ek tot bekering gekom het, dis waar ek was. En hierdie boek praat van daai tyd. Morney Stein het die voorwoord geskryf, Jean de Villiers het die laswoord geskryf, en Morney praat van hoe wat kwaad hulle was, omdat ek was eers betrokke by die bulle, en dan ek gaan by die leeu's, en nou Morney is betrokke by die leeu's, hy is die skopafrigter, en Jean de Villiers praat van my tyd by die bokspan, en wat het gebeur daar, en hoe belangrik dit is om jou identiteit te wees. Dis die fundament, en dis wat ons kry, toe ons hart vir die Here gee. En vir my, ek is die Indiër boertjie wie betrokke in rugby is, maar julle weet, my eerste Afrikaans boek is genoem, 'n boer maak 'n plan, maar jy het 'n Indiër nodig om dit te verkoop. En dis nou deel van my oproep, deel van die opdrag wat die Here vir my gegee het. Mense vra, wat is dit dat jy verkoop? En ek sê, ek verkoop 'n boodskap van hoop. Hoop vir Suid-Afrika. En jy sal sien in die volgende slide, wat ek bedoel, dat ons kan 'n onbekende toekoms in die hande van 'n bekende God vertrou. Miskien ons weet nie wat die toekoms hou, maar ons weet wie die toekoms in sy hande hou. En dis Jesus Christus. En ek sê dit daar. Ja, slegte dinge gebeur met goeie mense. En die boodskap wat ek verkoop is om vry te leef van vrees, angs en negatiewe denke. Die beste lê nog voor met Christus. Met Christus. En ek kon al hierdie wysheid vanuit die Bybel kry. En om vir julle nou te vertel, as jy deur teenspoed gaan, moenie dink dat die Here is nie met jou nie. Gaan terug na daai leeu's slide asseblief. Daar is 'n vers daar, wat ek sê is die antidote vir karma. Daai vers daar was 'n dosent in Durban. Hy was betrokke met al die gelowe. Hy was 'n dosent, maar hy was 'n Hindu. En hy het vir my gesê, ek het geleer, dat daai het tot bekering gekom, nie met daai vers nie, maar die vers wat is baie similar met daai een. Matteus 11:28, waar Jesus sê, "Come to me, all those heavy laden and burdened, and I will give you rest." I will give you rest. Toe daai dosent daai vers gelees het, weet julle die program daar, kan jy daai vers opsit asseblief? Matteus 11:28. Toe hy daai vers gelees het, omdat hy was die dosent vir teologie. Hy was nie 'n Christen nie, maar hy moet al die godsdienste lesse gee vir dit. Hindoeïsme, Islam, Boeddhisme en ook Christendom. En hy het al daai boeke van daai gelowe geken. Hy was die expert. Maar hy het vir die eerste keer Matteus 11:28 gelees. En onmiddellik die woord van God sny sy hart oop. En hy sê, ek het gestudeer al die gelowe, al die skrif van die gelowe. Die Hindoe skrif, die Vedas, die Bhagavad Gita, die Moslem skrif, die Boeddha skrif, al die skrif gestudeer. Maar nooit nie enige van daai skrif het vir my hierdie vrede gegee. Waar Jesus sê, "Come to me, all those that are heavy laden and burdened." Ons het daai mooi liedjie gesing.
Ek was in Sunday school. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for me. 1 Peter 5 vers 7. Cast your burdens, jou probleme, al jou stres, al jou druk, unto Jesus, because he cares for me. Matthäus 11:28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daai dosent, onmiddellik, hy kry daai rus. Hy kry daai vrede. En hy maak die besluit om Jesus te volg. En hy was wedergebore. En dis wat ons kry toe ons in 'n verhouding met die Here kom. Om te weet dat God is in beheer. Maak nie saak hoe erg dinge lyk, hoe donker dit lyk. As ons teruggaan na daai leeu slide, omdat nou ek kan verder preek oor daai vers, Romeine 8:28. Toe ons in die moontlikheid gaan, hierdie vers, ek het ook baie van die ander gelowiges gestudeer in alle skrif. En ek kan vir jou sê, dis net die Bybel, die God van die Bybel, wat sin kan maak, van al die tye, dit maak soos dit onsin is. In Afrikaans, my boek is Tomatiestraat. In Engels, ek kon dit nie Tomato Street noem nie, omdat dit maak nie sin in Engels nie. Maar in Engels, my boek is Making Sense of Nonsense. Omdat dit wat God doen, hy maak sin van al die nonsens. Dis my opsomming van hierdie vers, Romeine 8:28. God makes sense out of the nonsense. En dis net die God van die Bybel wat dit kan doen vir ons. Toe ek my besigheid verloor het, toe ek aangekom met die vuurwapen was, toe ek alles verloor het, en ek lees hierdie vers, dat ons kan nou van een saak seker wees. Nie onseker nie, maar seker wees, dat God gebruik elke ding. Wat is elke ding? Is elke ding net die goeie dinge? Elke ding is alles. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Dis wat jy moet weet. Miskien is jy in Tomatiestraat. Miskien is jy in moeilike tye. Onthou wat God se woord sê. Miskien is jy in 'n plek waar jou vrou, jou man het weggeloop. Miskien is jy siek in die liggaam. Moenie tol opgooi nie. Moenie dink dat God is kwaad vir jou. Moenie dink dat jy iets fout gedoen. Kom voor die Here en vra, Here, geef my die rigting. En wees gehoorsaam om daai rigting te volg. Ons gaan deur die toets om daai getuienis te kry, om ander mense te help. Nie net onsself nie. En dis hoe dit is. So al wat ek nou vir jou gesê het, kon net sin maak in my lewe, toe ek daai dag in 94, ek was 19 jaar oud was, so julle kan die wiskunde doen, 94, 19, julle kan weet nou, hoe oud is ek? Hoe oud is ek? Hey, kom jong mense. Hey, vat nie die sakrekenaar nie, doen dit, come on. 51, baie goed. Sê, baie goed. Wie het 51 gesê? Jy is nie 'n kind nie, maar baie goed, uitstekend. Jy sien kinders, jong kinders, jy sien, die ou mense, hulle gebruik nie die sakrekenaar nie. En 94, daai tyd, ek was 19 jaar oud, en die laaste jaar, dit was my laaste jaar, van 18 tot 19, ek was die beste hindoe in my lewe. Omdat ek het gaan soek vir die Here. Ek sê, Here, God, wie is jy? Wie is jy? En omdat ek was betrokke in hindoesma, ek het gedink, ek moet die beste hindoe wees. So ek het al die hindoe gebede gedoen. Met uitnemendheid. Al die hindoe gebede gedoen. Maar ek val steeds, daar is iets. Wat sê jy, empty? Is dit leeg? Dit is steeds leeg. In Engels sê, daar was 'n vacuum. Daar was 'n gaping. Daar was 'n gat binne my. Ek praat nie van die paaie in Suid-Afrika nie, maar praat van my hart. Wat was binne? Daar was 'n groot gat daar.
Maar ek het gedink, maar God, ek het al die godsdienst gedoen. Ek het al die rituele gedoen. Maar daar is steeds 'n gat in my hart. En dis die ding, dis hoe dit is. In Hindoeïsme, in godsdienst, jy moet doen. Jy moet hierdie doen, hierdie gebed doen, daai ritual doen, daai tradisie doen. You got to do, and then you end up in a whole pile of do. Dus God het ons nie geskep om doers van werke te wees nie. Jakobus 1:22 sê ons moet doers van die woord wees. Be a doer of the word, nie werke nie. En ek voel steeds leeg. En ek gaan by my ma, omdat elke jaar ons doen hierdie gebed, waar my pa gee opoffers, die honderd as opoffers van die Hindoe afgode. So ons hou 'n baie groot geleentheid by die huis en ons nooi al die familie, so almal kom en ons is voor die Hindoe afgode en in die Hindoe priesters daar en ek gee my pa die honderd en my pa doen die af met die koppe met die honderd. So ek weet nou hoekom mense sê jy loop rond soos 'n hond met sy koppe afgesny is, jy weet. In English you say you're jumping like a cut fowl. En nou ek weet wat dit bedoel, omdat ek het gesien. En elke jaar ons doen daai gebed. En toe ek 18 jaar oud was, ek is nou ouder en my ma kon nie meer backhand gee soos Roger Federer. So ek vra vir my ma, hoekom doen ons hierdie gebed? Elke jaar ons doen dieselfde ding. So my ma se antwoord is, ek doen dit omdat my ma het dit ook gedoen. So my ma se ma was lewendig. So ek het haar gaan vra, Oma, hoekom doen ons hierdie gebed? Omdat ma het gesê, sy doen dit omdat jy het dit gedoen. Nou mense, as jy notas skryf, Richard, jy skryf notas, jy kan hierdie intik. So my ma het gesê, sy doen dit omdat haar ma het dit gedoen. So ek gaan by my oma en sy antwoord met hierdie wysheid. Oma, hoekom doen jy hierdie gebed? En my oma antwoord, omdat my ma het dit ook gedoen. So my ma het dit gedoen omdat haar ma het dit gedoen en my oma het dit gedoen omdat haar ma het dit gedoen. Nou toe ek by die plase gaan, en die mense lag hard, omdat dit pas ook met die Afrikaanse mense. En dan my goeie pijl was Manny du Toit. Hij is die andere wie is schuldig om mij hier in George te brengen. Manny du Toit, een living ball. En Manny, ik zei, Manny, hoekom lacht die mensen zo hard? Hij zei, man, omdat die boerenmensen, hulle praat niet met hulle beren nie. En als je hulle vraagt, hoekom praat je niet met je beren? Hij zei, ik weet niet, mijn pa praat niet met hulle nie. So ik praat niet met hulle ook niet. Mijn pa se pa het niet met hulle gepraat nie. En dis hoe het was. So dis traditie. Traditie en dis soos 'n godsdienst. Mense weet nie hoekom hulle doen dit nie. Maar my pa se broer, hy was 'n Christen. En vir hy was hy my rolmodel. En ek sê vir mense, leef jou lewe sodat as mense aan jou lewe kyk, miskien sal dit die eerste Bybel, die enigste Bybel wat hulle sal lees. Hoe jy jou lewe uitleef voor mense, moet 'n voorbeeld wees. We need to be living epistles, die lewendige woord voor mense. Hoe ons lewe uitleef. Jy sien, mense, in skole, ons sê dit, in skole, jy kan vir mense sê dat kinders maak hulle ore toe vir advies, maar hulle maak hulle oë oop vir voorbeeld. Dis belangrik, dis wat ons moet weet. En my pa se broer, hy was 'n voorbeeld vir my vir Jesus. En ek het hom gevra, oom sê vir my, hoekom doen Christenmense nie opoffers nie vir die Here nie? Omdat ek het my daar in die 80s, ons was Hindoes, maar ons het gekyk na daai program op televisie, Hand in Hand with Keith Kennedy. Julle onthou? Moet nie dink dat julle so jonk is, julle kan nie hom herken nie. Maar Keith Kennedy, daai oom, hy is nou oorlede nie, maar hy het die saad gesaai. En ons het geluister. En hy het gepraat van die tye van die Jode en hoe die Jode het opoffers gemaak met die bulle en die goats en al daai diere. So ek het my oom gevra, ek het geleer dat in Christendom, in die Ou Testament, die Jode het opoffers gegee vir die Here. Hoekom doen julle dit nie meer nie?
En my oom het die Bybel oopgemaak. En jy sal sien die volgende slide. Hy het vir my Johannes 3:16 gelees. En ons almal ken Johannes 3:16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het vir ons sy enige gebore seun gegee, dat iemand wat in hom glo, sal in die ewigheid lewe. En dan hy vra vir my, Mayen, as God vir ons sy eie opoffer gegee het in sy seun Jesus Christus, hoekom nodig ons 'n ander opoffer? En vir die eerste keer in my lewe het ek gehoor van 'n God wat vir my soveel liefde gehad het, dat hy sy bloed vir my sonder gegee het, om my sonde skoon te was. Vir die eerste keer het ek geleer van 'n God wie vir my sy lewe gegee het, om my sonde skoon te maak. Omdat nie een van my 3.3 miljoen gode, 'n afgode, het vir my gesterf nie. Het vir my sy bloed gegee nie, om my sonde skoon te was. Dit was die eerste keer toe ek dit gehoor het. Omdat ek was groot geword, en ek praat van dit in die boek Burgersmaak, omdat ek was groot geword met die leuen, dat Jesus net vir die wit man is. Hy is die wit man se God, Jesus Christus. Dis 'n groot leuen, 'n groot leuen. En dis die berge, dis die gat in die pad tussen hoekom mense nie na die Here kom nie. Omdat daar soveel leuns van tradisies en die valse kulture wat teen Christendom is. Die heidense kultuur, die pagan kulture. En dis daai dag, toe ek daai herlewing kry, toe ek daai openbaring kry, vanuit die woord van God, het ek geleer van hierdie God, wie nie net vir die wit mense is nie, maar vir almal is. En dis die dag toe ek geleer het, dat my identiteit is nie in al hierdie goede nie. My identiteit is in die hemel. Filippense 3:20. En wat God sê, ek is. En al wat was nodig, was dat ek my sondes moes belê en in hom glo. Dit was so maklik, so eenvoudig. So jy sê vir my, ek hoef nie om al die gebede te doen, al die tradisies te doen. En my oom sê, ja, al wat is nodig om net Jesus te aanvaar in jou lewe, om te sê, liewe Jesus, hier is ek is 'n sonde. Ek soveel sondes gedoen, asseblief, maak skoon my sondes met u bloed. En ek aanvaar die lewe wat u vir my gegee het vanaf die kruis. En dis al wat is nodig. En onmiddellik, ek weet dat ek is wedergebore. En jy sal sien in die volgende slide, dat ek het geleer, dat ek teen 'n dierprys gekoop was. Ek was gekoop deur 'n dierprys. En daai prys was die bloed van Jesus Christus. Die basis van ons geloof praat van 'n transaksie in aankoop. En dit is wat die Here vir ons gedoen het. Hy het ons teruggekoop. Wat was die geldeenheid? Die bloed van Christus. En ons moet weet dat elke druppel, jy sal sien in die volgende slide, elke druppel bloed wat op daardie vrede kruis gestort is, was 'n doelbewuste, liefdevolle betaling vir jou sondes, verlede, hede en toekoms. Dis hoekom die laaste woorde van Jesus vanaf die kruis was, dit is nou volbring. Daar was nie soos Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Dit was klaar, dit was dit. Jesus oorspronklik, once and for all. Once and for all. Nie all and all nie, maar once and for all. Die Here het vir ons gesterf. En hy het dit toegelaat vir ons gemaak, daai toegang om na die hemel te gaan. En ek verduidelik, om hierdie verbruisterende prys te ken, moet fundamenteel verander, hoe ons onsself sien, en hoe ons lewens leef. Dis belangrik. Wat mense sê vir jou, moet nie 'n saak maak nie. Maar wat God sê vir jou, moet 'n groot saak maak. Ons was eens gebind deur die boeye van sonde, maar deur die offer van Jesus is daardie kettinge verbreek.
daai kettinge is nie meer wat ons vasgebind nie. Ons is nou vrygelaat. So alles wat ek doen nou was net moontlik daai dag toe ek daai vers geleer, gehoor vir die eerste keer in my lewe. Johannes 3:16. En ek leer dat my waarde was in wat God sê ek is, nie in wat mense sê. So dis die les wat ek gee nou vir my kinders ook. En jy sal sien wat ek bedoel. Ek het 'n verklaring wat ek het vir my kinders geleer. En hierdie is die verklaring. Jy sal dit sien, daai videoklip, die tweede video, jy kan dit wys. En hierdie is die verklaring. So speak life to the deadest, darkest night. Nice and loud. I am valuable, I am loved. God had a great plan for my life. I have favor wherever I go. God's blessings are chasing me down and overtaking me. Father, I thank you that you call me to be the head and not the tail. I'm above and not beneath. You said that I'll be able to lend money and not borrow. You said whatever I put my hands to do shall prosper. So Father, I thank you that I'm blessed and I cannot be cursed. I am excited about today. This is the day that you have made and I will rejoice and be glad in it. I thank you in advance for your blessings, favor and victory in my life today. En ons is hier net vir 18 maande. En Afrikaans is 'n foreign taal vir hulle. Hulle is gebore in New Zealand en hulle kom na Suid-Afrika, maar ek het vir hulle 'n uitdaging gegee en sê, kan julle dit in Afrikaans doen asseblief? Tabitha, can you begin? Ek is waardevol, ek is blind. God het 'n groot plan vir my lewe. Ek is gewild waar ek ook al gaan. God is seënigheid, hou my in en loop my vooruit. Vader, dankie dat U my geroep het om te kom te wees en nie die ster nie. Ek vlug bo en kruip nie onder rond nie. U het gesê dat ek in staat sal wees om te gee aarde as om te ontvang. U het gesê dat alles wat ek ook al aanpak sal floreer. Vader, ek is opgewonde oor vandag. Dit is die dag deur U gemaak. Ek gaan sing en bly wees. Dankie byvoorbeeld vir die sienige guns en voorspoed wat ek vandag in my lewe gaan ervaar. Dankie. Amen. En dis die verklaring. Dis wat ons moet weet. Nie wat die wêreld sê jy is, maar wat God se woord sê jy is. Dis wat ek wil julle moet weet. En dis die nalatenskap wat ek gee vir my kinders. Ek was groot geword as 'n Hindoe, maar dis nie die nalatenskap wat ek vir hulle gee. En ons kan dit vir ons kinders ook gee. Die nalatenskap om te weet dat as jy in God is, is alles nuut. Nou ek weet julle hou baie van daai, maar ek het dit op 'n daai verklaring, ek het dit op 'n yskas magneet. Ek het 'n goeie Indiër. So dit was R50, maar net vir dit was R100, maar net vir vanaand is dit 99.99. En ek het ook, dis is net in Afrikaans yskas, maar hierdie boekmerk ek het in Engels en Afrikaans. Dit was R50, tonight is 49.99. Die boeke was R300, for tonight is it 299.99. En as jy 4 of meer boeke koop, jy kry die 15 verniet. Jy sien, jy het gesoek vir 'n wonderwerk. Jy kry iets verniet van 'n Hindiero. En nou ek sal vir julle ook 'n wonderwerk wys. Nou Rian, hierdie is vir jou yskas magneet. Jy sit dit op jou yskas en al die roomys en die pudding, die calories gaan dood. Okay? So jy en dit is ook vir jou Bybel. So julle het nou 'n wonderwerk gesien. Jy kry dit verniet. Okay? En ek wil afsluit met my gunsteling vers. Genesis 50:20. Dit deel van my eerste boek van die storie van Josef. Toe Josef die eerste minister van Egipte was. En sy broers kom vorentoe hom. Dieselfde broers wie hom in die put gegooi het as 'n slaaf verkoop het aan die Egiptenaars. En hy herken hulle, maar hulle herken hom nie. En dan hy sê vir hulle, ek is Josef. Weet jy hoe bang hulle moes wees? Want Josef kon net dit doen en die soldate sou hulle doodmaak. Miskien was dit 'n bietjie nat hier onder waar hulle het gestaan. Maar hy sê nee, hy wou hulle nie doodmaak nie, omdat hy was vol van die Heilige Gees. Hy het hulle alreeds vergewe. En dis die ander ding, as jy 'n kind van die Here is, as jy wedergebore is, dan jy leer om mense te vergewe. Jy kan nie in die verlede bly nie. Wat is verby. En Josef het die wysheid om dit te sien.
En hy sê vir sy broers, hy antwoord sy broers, Genesis 50:20, my gunsteling vers. Julle het 'n vreeslike ding gedoen, maar die Here het die slegte ding in iets goed verander. Vir die redding vir meer siele. Vergewe die mense wat jou seer gemaak het, dan kan jy aanbeweeg. En dis wat ek moet doen in New Zealand. Toe ek die mense my besigheid gekoop het en my nie betaal nie, ek moet hulle vergewe. Dit is nie moontlik in ons eie sterkte nie, maar wanneer ons hand in die hand van hom, wat vanaf die kruis gesê het, Vader vergewe hulle, omdat hulle weet nie wat hulle doen nie, dan kry ons daai bonatuurlike krag om mense te vergewe. En ek kon dit net doen, omdat ek 'n Christen was. As jy iemand anders is in die wêreld, is jy sê nee, vengeance, ek moet revenge. Wat sê vir revenge in Afrikaans? Okay, ek weet Romeine 12, 4 vers 19, dis wat dit sê, vengeance is mine, says the Lord. Ons moenie vengeance vat nie. En om te eindig met een woord. Toe ek gepreek het in Standerton, julle weet wat Standerton is, dis in die plaas daar by Gauteng se kant. En ek deel uit hierdie woorde. En ek lag 'n bietjie omdat ek sê as Josef in Afrikaans geantwoord sy broers, toe hulle gevra het, hoe is dit moontlik Josef, dat ons nie die drome, die planne wat die Here vir jou gegee het, hoe is dit moontlik dat ons dit nie dit gestop nie, geëindig het nie? So Josef antwoord met hierdie woord, onsteadbaar. Die planne, die drome, wat die Here vir ek en jy het, is onsteadbaar. Niemand, nie omstandighede nie, nie die wet nie, niks kan die planne en die drome wat die Here vir ek en jy het, eindig nie. En dis wat ek sê daar. Wanneer dit nie in God se tyd is nie, kan dit nie geforseer word nie. Maar wanneer dit in God se tyd is dit onsteadbaar. Onsteadbaar. Hierdie boek het CJ van der Linde die voorwoord geskryf, Inga de Winger, the All Black, die ook die voorwoord geskryf. En mense sê vir my, man, hoeveel wedstryde van rugby het jy gespeel? Ek sê, 0. Ek het nooit meer 'n wedstryd van rugby gespeel nie. Maar hoe is dit moontlik? En ek sê, dis net die Here se prys en lof. Die Here vat al die eer. Dis hoe dit is. 'n Indiër laaitie, wie glad nie van rugby gehou nie, gaan in die werk met die All Blacks en die Bokspan. Het boeke geskryf vir die All Black en die Springbokspan. Dis net al die eer aan die Here. En dis my boodskap vir julle hierdie aand, om te herinner, dat as jy nie in Christus is nie, dan jy mis die waarde. Jy mis die plan wat die Here vir jou gegee het. You know, in Engels, net om 'n opsomming te maak. Sometimes you find your destiny on the road you chose not to take. Julle kan die vertaling in Afrikaans doen. And when you change the way you look at things, the things you look at begin to change. En dis wat die woord van God doen. Dit bring die veranderings in ons. Dat ons weet, dat ek veg nie teen die wit mense, die kleerling mense, die swart mense, Indiër mense. Ons geveg, ons stryd is nie teen mense nie. Nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die vyand, die duiwel. Dis hoe dit is. En ons leer om te vergewe. Ons leer, jy weet, ek sê vir mense, toe ek 'n Hindoe was, ek het geleer, nie vir mense te sê, jy gaan hel toe. Omdat dit is wat my Christen familie en vriende het vir my gesê. Jy gaan hel toe. Hulle het gedink, dit bring my nader na die Here. Nee, maar dit stoot my weg, verder van die Here nie. En dit is wat ek sê vir mense. Moenie vir mense sê, dat jy gaan hel toe. Don't tell people they're going to hell. Love the hell out of them. En dit is wat ek sê. Love the hell out of them. En hoe jy dit doen, is om Jesus vir hulle te wees. Om daai voorbeeld te wees. En ek praat van in die boek hier. My ma, toe ek huis toe gekom het daai dag in 94, en ek sê, ma, ek is nou 'n Christen, ek kan nie meer nie die hindergebede doen nie. Sy is nie happy chappy nie. Sy steek haar vinger met gesig en sy sê, you are born a Hindu, you will die a Hindu. Maar 6 jaar later in die toekoms, in 2000, is sy wedergebore. En hoe is dit moontlik? Omdat we love the hell out of them. En I say, God, hoe is dit moontlik? Ek het nie iets gedoen nie. En die Here sê, ja, man, jy red nie mense nie. Jy is nie die oplosser nie. Ek is die oplosser.
Maar al wat is nodig is om vir jou, vir die mense te bid. En dis wat dit moet wees. Bid vir die mense, bid vir jou familie, bid vir jou vriende. En in geloof, glo dat die Here kan die verskil in hulle lewe maak. So dis my boodskap vanaand en ek wil afsluit met 'n gebed en ek sal dit aan Rian gee. Dankie Here vir jullie aan. Dankie vir die mense wie hier is dat hulle die tyd gemaak het om te kom luister. En ek vra Here dat U sal hulle seën, Here. Dat hulle sal weet dat U vir ons soveel liefde gehad het, dat U vir ons jou enige gebore seun gegee het. Wie enige iemand wie in hom glo, sal in die ewigheid lewe. Maak nie saak wie ons is, Here. Jesus is nie die wit man se God nie, nie die swart man se God nie, nie die kleerling, nie die Indiër se God nie. Jesus Christus is ons Here. Ons Here. En ons weet dat in Jesus is daar eenheid. Is ons almal saam, broers en sissies. En ons sê dankie Here vir die wysheid wat kom uit U woord. Dat ons weet dat ons veg nie teen met mekaar nie, maar ons veg is teen die duiwel. Nie met bloed en vlees nie, maar met die duiwel. So dankie vir hierdie kerk. Ek bid en vra Here, U sal hulle seën en met die evangelie werk wat hulle doen hier, dat ook met die lidmate, dat hulle sal weet, dat is nie die verantwoordelikheid net vir die kerk om dit te doen, maar ons is die kerk. Dat ons sal die lig van die evangelie laat skyn in die donkerheid, Here. Om mense te laat weet dat daar is hoop. Daar is hoop vir Suid-Afrika. Om te laat weet, Here, dat U woord is lig en waarheid. Dat U het vir ons gevra om die lig te wees in die donker. En U het gesê in Johannes 8 vers 12 dat U is die lig van die wêreld. Mense wie U ondersteun, mense wie U volg, Here, sal nie in die donker bly, maar sal in die ewigheid in die lig wees. Ons sê dankie vir die tyd, Here. Seën ons nou in Jesus se naam. Amen.